Goeiemôre, ek groet jou op hierdie wonderlike dag, goeie Vrydag. Goed, omdat Jesus Christus vir ons sondes kom sterf het. Hierdie dag lê opgesluit die wonder van God se liefde en God se genade vir jou en vir my. Nou ek wil graag saam met jou lees uit Matteus 27 en wel vanaf vers 46 wat vir ons die volgende sê. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Ek wil dan graag vanmôre met U deel rondom hierdie gedagte, my God, waarom het U my verlaat? Nou ek wonder of jy al ooit gevoel het dat God jou verlaat het. 'n vraag wat eerlikheid vereis en baie van ons ongemaklik laat voel. Ek praat van daardie gevoel wat kom nesskop in jou binneste. Here, waar is U of waar was U? Terwyl ek U die nodigste gehad het. Weet daardie gevoel van desperaatheid. Jy bid, jy roep na God en dit voel of niks gebeur nie. Dit mag na jou kom in die vorm van 'n siekte. Jou liggaam rebelleer of die van 'n geliefde wat weens siekte agteruit gaan. Jy bid vir genesing, jy vra dat God moet intree. Jy smeek vir verligting, vir beterskap. Tog, die pyn bly. Die diagnose bly dieselfde. Sommige mense ervaar hierdie gevoel in hulle werksomstandighede. Dit dreineer jou eenvoudig, geestelik, liggaamlik, emosioneel. Daar is konflikte wat nie opgelos word nie. Die druk word nie verlig nie. Ja, jy staan moeg op en jy gaan slaap moeg. Here, open 'n deur. En tog voel dit of die deur gesluit bly. Jy bid en al wat jy hoor is stilte. Nou is die vraag, wat doen jy as jy deur 'n moeilike tyd gaan en dit vir jou voel of die hemel nie reageer op jou wanhoop nie? Is dit juist dan wanneer die vraag kom nie? Dalk kom dit nie luidkeels nie. Dit kom dalk nie met woede nie. Tog word ons daarmee gekonfronteer. Vraag kom onvermydelik, maar ons is baie keer bang om dit uit te spreek, om dit te erken in ons lewens. Veral vermy ons hierdie vraag wanneer ons in die kerk is. Miskien is die Here te besig om aandag aan my te gee. Miskien vermy hy my as gevolg van al my foute wat ek maak. Het hierdie gedagtes al moontlik by jou opgekom? En dan, as hierdie stiltes lank genoeg duur, kom die volgende vraag onwillekeurig by ons op en ons wil dit selfs nie aan onsself erken nie. Ons vra, Here, was U ooit teenwoordig? Nou wil ek vir jou sê, as jy ooit sulke gedagtes gekoester het, is dit nie omdat jy swak is en omdat jy 'n geestelike mislukking is nie. Jy is slegs mens. Wanneer Jesus roep, my God, waarom het U my verlaat? Haal hy aan uit Psalm 22. Psalm 22 begin met wanhoop, maar hy eindig met oorwinning, lof en verlossing. Jesus sê dus, wat nou gebeur, is die vervulling van God se plan. En ek wil dit aan jou stel dat wanneer ons kyk na Golgotha, dan lyk dit na 'n hartseer saak. En in baie opsigte is dit. In
Dit is mos immers so dat God die Vader sy seun opoffer. Want groter liefde het niemand as dit nie. Hier is pyn betrokke. Hier is 'n offer betrokke, maar tog eindig hierdie verhaal nie in hartseer nie, maar dit eindig in triomf, in oorwinning. Ja, wat gebeur is God se plan. Kan dit wat jy nou moontlik beleef deel wees van God se plan vir jou lewe? Dieter Berner vertaal hierdie teksvers in die Goeie Nuus, parafrase van die Nuwe Testament, as volg: My God, waarom het u rug op my gedraai? Sjoe, was daar dalk al oomblikke in jou lewe dat vir jou gevoel het, God het sy rug op jou gekeer? Hoekom wil jy na my luister en my help nie? Hier is sprake van rou emosie, van die ervaring van Jesus Christus aan die kruis. Ek stel dit aan jou. Ons ervaar ook baie keer hierdie emosie, maar ons is huiwerig om daaroor te praat. Die Lewende Bybel vertaal dit as volg: My God, waarom het u van my af weggegaan? Waarom bly ek so ver weg as ek roep om hulp en u red my nie? Kan u hier hoor die kreet, die emosie, dit wat ervaring insluit, die realiteit van die lewe? Ja, hierdie uitroep is gevul met rou emosie, met huidige ondervinding. Die gevoel van Godverlatenheid kom klop soms aan ons as mense deur. Nou wil ek hier aandag vestig op die volgende. Wanneer Jesus hier uitroep, sê hy, my God. Hy sê nie slegs God nie. Selfs in die donkerste oomblikke van sy lewe hou hy vas aan God die Vader. Hy voel die pyn van verlatenheid. Dis 'n werklikheid, dis 'n realiteit. Jy sien, 'n kind wat bang is in die nag, roep steeds na sy pa. Hy sê nie, waar is daardie man nie? Hy roep, pa! Selfs wanneer God ver voel, bly hy steeds God. Bly hy steeds ons hemelse Vader. En is dit dan juis goed om in sulke omstandighede na hom uit te roep? En ek mag vir hom sê, Here, dit voel vir my of u ver is. Dit voel of u rug op my gekeer het. Immers ken hy ons. Ek kan met hom praat. Wat hier aan die kruis gebeur, is dat Jesus dra die volle gewig van ons sonde. Hier gebeur iets wat geen mens ooit ten volle kan begryp nie. Volgens 2 Korinte 5:21. Hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaak. Die sondes van die wêreld word op Christus geplaas. Jesaja 53:5. Die straf wat vir ons vrede bring, was op hom. Jesus ervaar hier wat u en ek eintlik moes ervaar. Ons moes eintlik die straf van die sonde gedra het. Hier dra Jesus ons gevoel van verlorenheid, van verlatenheid. Hy voel wat die sondaar voel. Hy voel wat die wêreld voel wanneer God stil lyk. Hy voel wat jy voel in jou donkerste nag. Hy word die hoëpriester wat met ons swakhede meegevoel het. Jesaja 53 sê, die Here het die ongeregtigheid van ons almal
op hom laat neerkom. Paulus sê, hy wat geen sonde geken het nie, het God vir ons sonde gemaak. Ja, aan die kruis dra Jesus ons skuld, ons sonde, ons oordeel, ons verlorenheid, ons stikkendheid. Hy voel die stilte van die hemel, sodat ek en jy die stem van God die Vader kan hoor. Die voorhangsel word geskeur van bo na onder en die pad na God is oop. Die stilte word gebreek. Die oordeel is gedra. Liefde word bewys en ek en jy het toegang tot God die Vader deur dit wat plaasgevind het, deur hierdie stilte wat Jesus ervaar het. Kom daar 'n roepstem. Iemand sê, my seun, my dogter, Jesus het jou skuld gedra. Jou verlorenheid het op hom neergekom, sodat jou eensaamheid in 'n verhouding kan verander, waarin ek vir jou 'n God en 'n Vader en 'n vriend wil wees. Ja, Jesus se roep bring vir ons toegang, bring vir ons vergifnis, versoening, dit bring vir ons hoop. Ons leef in 'n wêreld wat weer roep, my God, waarom het U ons verlaat? Oorloë breek uit. Rondom ons is daar stikkindheid. Ekonomieë wankel. Gesinne val uitmekaar. Mense voel geestelik droog. Die wêreld is vol onsekerheid en verwarring. Maar die kruis antwoord terug. Hierdie goeie Vrydag. Ek het jou nie verlaat nie. Ek het jou verlatenheid, jou gebrokenheid, jou stikkindheid raak gesien. Jesus se woorde is nie 'n kreet van wanhoop nie. In hierdie woorde van hom lê opgesluit die klank van verlossing. Dit is die een se roep wat in ons donker oomblikke van die lewe ingaan, sodat ons sy lig kan beleef. My God, waarom het U my verlaat? Dis 'n emosie wat ons almal ervaar, een of ander tyd in ons lewens. Maar onthou die uitroep van Jesus. In hierdie uitroep lê opgesluit hoop, redding, vergifnis, versoening en die belofte, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. In die donkerste oomblikke van ons lewe kom Jesus ons help op die regte tyd, die regte oomblik. Ja, God sal nooit van jou vergeet nie. Hy is die skaduwee aan jou regterhand. Hy hou jou vas, al sou dit dalk vir jou nie so voel nie. Dit is goeie Vrydag. In hierdie Vrydag lê opgesluit 'n boodskap van hoop, van redding, van vergifnis, omdat God aan jou en aan my dink. Ons name is aan hom bekend. Sy seun het sy bloed gestort ter wille van jou en van my. Die straf was op hom, sodat u en ek vrede kan hê. Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag dat wanneer jy dalk hierdie oomblikke van verlatenheid, van eensaamheid ervaar, dat jy sal uitroep, my God. Dat jy met hom sal praat as jou Vader. Hy wil met jou praat as sy kind. En wanneer jou oor ingestel is op sy stem, sal jy moontlik hoor, wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek steeds
in beheer is. My seun, my dogter, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kom ons bid saam. Vader vir ons Here Jesus Christus, dankie dat in oomblikke van eensaamheid, van verlorenheid, U steeds daar is om ons te help. Dat U daar is om ons by te staan op die regte tyd. Gee dan, Here, dat ons nooit sal vergeet van U nabyheid nie. Dat ons emosies nie aan ons sal voorskryf nie, maar dat ons sal staan op die waarheid van U woord. Ek wil dan bid vir elkeen wat hierdie boodskap geluister het, dat U in hulle die vrede en die kalmte sal gee, dat U in beheer is, en dat U op die regte tyd sal help, sal voorsien en onderneem. Ek gee dan aan U al die lof, al die eer, al die dank van my hart, in Jesus naam. Amen. Jy moet 'n geseënde, goeie Vrydag geniet. Goed, omdat God aan jou en aan my dink. Dat hy voorsiening gemaak het vir al ons behoeftes. Vrede vir jou, geniet hierdie dag. Mag jy die seën en die guns, die vrede van die Here op 'n besonderse wyse ervaar. Mooi loop en onthou, die Here het jou lief, onverwaarlik. There's so much going on around me, and I'm not so sure I like the things I see. Looking through the eyes of unbelief, it's hopeless, but the one who holds my hand says trust in me. Trust in me when you know you're sinking. Trust in me is like a whirlpool as I go on spinning around so endlessly. But in the middle of my whirlpool there's a stillness, for I hear a voice that's saying trust in me. Trust in me when you know you're sinking. Trust in me when things start falling apart. Trust in me, I will never leave you. Trust in me, and you'll have peace in your heart. If I could climb the highest mountain, if the world and everything belonged to me, I could never